Goeiemôre. Dis vandag Woensdag 25 September genigtig. Ook September lê op sy rug. My naam is Estie Geldenhuys en ek is besig om met jou te gesels oor die wonder daarvan dat ons almal uniek is in ons Vader. En ons is steeds by Galasiërs 5:22 waar Paulus ons leer van die vrug van die Gees waarvan daar 9 elemente is. En vandag gesels ons oor die 8ste, naamlik sagmoedigheid. Ook sagmoedigheid is 'n vrug van die Gees. Ook aan hierdie vrug moet ons vir mense om ons herkenbaar wees as een wat deel is van die Gees van ons almagtige Vader. Want aan die vrug van die Gees wat in ons handel en wandel sigbaar is, sal ons herken word as ware kinders van God drie-enig. Onthou Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en vandag sagmoedigheid. Vader, dankie. Dankie dat ons U asseblief kan vra om nou self hierdie woord in ons almal ook aan my te bedien. Dankie dat U presies weet waar elkeen van ons staan ten opsigte van hierdie element van die vrug van die Gees. Leer ons, Vader, en help ons in ons daaglikse wandel dat ons daarna sal soek, dat dit werklik uit ons lewe sal skyn soos 'n vrug van 'n boom, waarin ons herken sal word as deel van U. Ek vra dit in die wonderbare naam van ons Messias, Jesus, wat ons verlosser is, Yeshua Mashiach. Amen. Sagmoedigheid. Miskien is dit makliker om die betekenis van die woord te bekyk deur eers te kyk en te wonder oor die teenoorgestelde van sagmoedigheid. Wat is dit nie? Wat sou die teenoorgestelde wees? Dink daaroor. En jy besef die antwoord is wyd. Dit kan nors of selfs dwars wees, soos een wat met niks tevrede is nie. Dit kan ook autokraties wees, soos een wat in alles beter weet en daardie eie oortuiging in alle dinge op ander mense om hom of haar probeer afdwing. Daarteenoor kan dit werklik ook afwesig wees, soos een wat glad nie belangstel nie en selfs nie eers bewus is van enige iemand anders se behoeftes nie. Dit help om teenoorgesteldes te bedink, sodat mens kan besef waarmee jy eintlik besig is. Gaan ponder 'n bietjie self verder daarop. Die Afrikaans verklarende woordeboek beskryf die woord sagmoedigheid as welwillend, saggeaard, minsaam en waarlik ook teer. Voor ek verder gaan, dit het in verlede week met my gebeur dat ek in 'n winkel staan. Ek wag om na een van die betaalpunte toe te kan gaan en voor my staan 'n dame met letterlik omtrent 4 of 5 pakke chips wat sy so tussen haar vingers vasknyp en dan sy nog ander goed ook wat sy so teen haar lyf vasdruk. Sy word geroep en direk daarna word ek ook geroep. En by die kasregisters is dit sowaar 2 kasregisters wat na mekaar toe kyk, die 2 persone wat bedien, sodat ek en die dame rug aan rug staan om bedien te word. Nou hoor ek hier agter my, vra die persoon wat haar bedien, wil sy 'n sak hê. Sy sê nie sy het genoeg sakke in die kas, sy het net vergeet om in te bring. En ek besef maar die vrou het 'n allemintige klomp goed by haar en ek maak gou 'n ritsakkie in my handsak oop en ek haal een van daai plastiek sakke wat ek altyd soos 'n driehoekie opvou. Ek ruk hom uit en ek pluk hom oop en ek sê vir haar, "Will this help?" En ek hou hom oop terwyl sy al haar baie goeders en dinge daarin prop. En daar gaan sy en toe ek terugdraai, want nou is ek ook gereed om te betaal en klaar te maak, staan die vrou wat my bedien my met net so 'n groot glimlag gaan kyk. En sy sê, "Ma,
You have such a good heart. En weet jy, ek kon vir haar sê waar dit vandaan kom en dat hy haar ook lief het. En ek deel dit graag om te sê hoe prakties dit is sagmoedigheid wat praat van 'n goeie hart. Weet jy, in Engels word die sagmoedigheid vertaal, byvoorbeeld in die King James, met goodness. Die Amplified bring benevolence by, wat ook weldadig of liefdadigheid insluit. Bible in Basic English praat van well-doing. En dan is daar die verduideliking uit Grieks. The state of being good, kind, virtuous, benevolent, generous, and godlike in life and conduct. 'n hele klomp skrifverwysings word genoem, wat ek nie alles kan gebruik nie, maar daar's byvoorbeeld Exodus 33 vers 19, wat hierdie goodness of God wonderbaar uitspel. Gaan lees gerus Exodus 33:19. Ek wil graag lees uit Exodus 34:6. Daar roep Moses uit na die Almagtige en hy verwys na hom wanneer hy sê, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Dan staan die kosbare goedheid en guns van Psalm 23:6. Psalm 31:20. Hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees. Hoor die voorwaarde, vir die wat u vrees. Psalm 33:5. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. En wat is hier die bepalende faktor? Die feit dat hy geregtigheid en reg lief het. Dan staan Psalm 107 vers 9. Want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Is ek en jy dorstig met 'n dors wat slegs deur hierdie regverdige, maar sagmoedige God met die goeie vervul kan word. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Hoe groot is dit? Die goedertierenheid van God wil almal van ons tot bekering, tot inkeer in hom lei. Efesiërs 5 vers 9. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Met ander woorde, dit wat in goedertierenheid staan, dra ook die karakter van geregtigheid en waarheid. Lees gerus ook Lukas 6 vers 27 tot 31, maar ek wil afsluit met 'n soortgelyke skrif uit Matteus 5 vers 44 tot 48. Maar ek sê vir julle, dis ons Messias wat praat. Julle moet jul vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dit is die karakter van sagmoedigheid. Hy gaan verder in vers 45. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak,
soos julle Vader in die hemele volmaak is. Vader, dankie vir die woord. En dankie dat ons kan bely. Vader, ek bely dat ek nie eers altyd onthou om te streef daarna om volmaak te wees soos U is nie. Wees ons genadig, Vader. Help ons om elkeen in vandag se handel en wandel te besef waarvan U praat as U verwys na goedertierenheid. Mag ons dit in onsself ontvang en dit dan weer gaan uitleef tot 'n getuienis van wie U is. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.